ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 345. Ek is professor Hannes Retlinghuis van Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die reeks van die nuwe Afrikaanse legkaart studiegids Bybels, daai 3 boeke, al 4 boeke, 500 bladsye dik, dis in kleur, rooi en swart. Sou jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer. Inteendeel het ek 'n pakket op daai 3 boeke, of enige 3 boeke wat jy sou bestel, kry jy 'n 4de boek gratis, ook posgeld ingesluit, né? Sou jy belangstel, kontak by my WhatsApp nommer 0722367124. Gaan my webtuiste https://javashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, gaan na deel 1, dis uiters belangrik, want jy het 'n magdom inligting verloor. Dit is uiters noodsaaklik dat jy moet inteken op die YouTube kanaal, sodat jy, dis gratis, sodat jy al die verskillende kennisgewings van ons studies kan ontvang, as ook ons TikTok boodskappe. Baie dankie broer Rudy, broer David, broer Oliver, al die IT ouens, ons eer Jaffa vir dit wat hy gedoen het. Aan Jaffa al die eer, al die eer. Ek wil ook vir broer Oliver baie dankie sê, op hierdie oomblik die geleentheid gebruik. Hy het vandag op my rekenaar gewerk, van die Kaap af regdeur, waar ek by gesit het, hierso. En hy het goed op my rekenaar vir my gedoen. Hierdie rekenaar is so vinnig. Ek eer Jaffa vir ons mense. Halleluja. Loof hom. Stuur hierdie kontak ook vir die vriende, kennisses, almal wat vir omgee. Die reeks is lewensveranderend. Skryfblok en pen 3353 Bybel eisters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Ons wil weer dankie sê, Vader. Ag, ons sê elke môre dankie. Ons dink nie aan die negatiewe goed, ons dink nie aan die slegte goed, ons dink nie aan die siektes en aan die probleme nie. Ons dink aan die uitkoms en die genesing en die heerlikheid. Ons wil vanmôre in die positiwiteit sê dankie, dankie, dankie. Dankie Vader Jaffa dat ons glase half vol is. 3/4 vol is. Dat daar by ons geen negatief bespeer word nie. Maar dat ons in die Ruach HaKodesh funksioneer. Geef vanmôre vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike ore om te hoor wat U met ons wil deel. Dat die woord vanmôre 'n verskil maak in iemand se lewe iewerste. Ons bid dit in die mooiste naam Javashua, die naam bo elke ander naam. Al die Javiste sê halleluja. Halleluja, wat 'n voorreg. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se woord vir u net 'n groot seën wees. Dis al wat belangrik is. Mag iewerster die woord so impak hê dat u lewe verander word. Die uitkyk. Baie keer het ons vooropgestelde idees van hoe goed moet funksioneer en hoe dit moet wees en dan is dit dalk nie soos dit veronderstel is om te wees nie. En dan in die oomblik, in die ingewing van die oomblik deur die Ruach, kom Vader Jaffa deur die genadebloed van Javashua en dan maak hy vir ons die ding oop. En soos ek gesê het gisteroggend, ons sit eerder met 'n halfvol glas as met 'n half leeg glas. Van die halfvol glas gee my 'n positief. Loof hom. Nou ja, hierdie werk nou nie vir die ou hier so in Spreuke 24 nie. Koning Salomo, hy het nie 'n lei ou hy het nie van hom gehou nie. Amper sê hy het hom nie gelike nie. Hy het nie tyd vir 'n lei ou gehad nie. Hy sê steek die leier sy hand uit in die skottel. Met ander woorde, as jy wil brood vat. Daai ou is so moeg, dan bring hy dit nie eers na sy mond toe terug nie. Dis nou wat jy sê, die ou so lei, hy vat die skottel en krap hom net so in. Hy is te moeg om sy hand in te sit. Hy haat, koning Salomo haat 'n lei man en vrou. Ek wil weer sê, hy sê vir die leier, gaan in die mure en word wys. Want kyk hoe funksioneer daai mure in 'n niernes.
Maar jy sien dis omdat daai lui ou nog nooit sy plek geïdentifiseer het in die samelewing nie. Ja, jy kan maklik vir my sê, prof, jy weet nie wat ek in my lewe deurgegaan het, so. Ek wil ook vir jou sê, jy weet ook nie wat ek in my lewe deurgegaan het. En so is daar duisende ander wat dieselfde kan sê. Maar omstandighede het ons baie keer geforseer om beter aan die kant uit te kom as om 'n lui ou te word. So moeg dat jy nie eers jou hand in die skottel uit kan kry nie. Raak aan die slaap, terwyl jou hand in die skottel is. Jy kan nie by jou mond bring nie. Weet jy wat? Ek sien vanmôre 'n ding hierso, dat ons moet oppas as Jafiste. Nou moet jy hoor dat ek nou gaan sê, en ek sê dit met die gesindheid van Jafashua, dat ons nie uitgevreet raak aan die evangelie nie. Nou sal ek gebruik die woord uitgevreet, oorvreet, ooreet. So gewoond om altyd die heel beste te kry. Verstaan jy wat ek sê? Ek sê nie daar's fout met dit nie. Maar ons moet oppas dat ons nie wil ruimte laat ook vir ander nie. Ek sê nie vir sonde en ander goed nie. Ek weet, daar's Jafiste wat, en ek gaan nou reguit praat, wat partykeer nie hou dat ek die woord Here gebruik of God of Jesus, maar ek maak so. Wat net wil hê ons moet die geopenbare name gebruik. Weet jy wat? Dit is so moeilik vir 'n nuwe persoon wat nog nooit die name gehoor het nie. Skielik praat van Jaffa, Jafashua, Ruach HaKodesh, Elohim, Hashim. Dit klink soos iemand wat tale praat. Verstaan jy wat ek sê? Maar ironie, ons was ook daar. Ek en u was ook daar gewees. Ek hou nie daarvan om die Baalname te gebruik nie. Maar die woord sê, hy wat 'n siel wen is wys. So ons moet spasie en ruimte laat vir die intellek van die ander persoon, wat nie geestelik is waar u is en waar ek dalk is nie. Ons moet oppas dat ons nie so verhewe raak in die woord. Hoe het iemand eendag gesê, we become so heavenly minded that we earthly no good. Ek kan dit weer sê. We become so heavenly minded that we are earthly no good. Ons is op die aarde. Hier moet ons funksioneer. Ons funksioneer nie nou daar nie. Ons roeping is hierso. Ons werk is om dit hier te doen. Ons werk is om hier sondaar gered te kry. Daar's blydskap in die hemel. So ons moet op die aarde kan funksioneer. Om wat te doen? Om die bruid in te bring. Om 'n sondaar of 'n heiden gered te kry. En Paulus sê, hy wat 'n siel wen, is wys. Ja, ek weet, dit steek my voor die voorkop, dit steek hier voor die voorkop, wanneer ons die Baalname hoor. Maar weet jy wat, as ons dit moet gebruik, om hom gered te kry, en haar gered te kry, dan doen ons dit, want ek gebruik al twee die name. Ek sê dan Jafashua, en ek sê Jesus Christus, in hakkies. En as jy kan in die gees kyk, en jy sien, die letters, die fonds is skuins gedruk ook nog. Dis hoe dit is. Ons was daar gewees. Ek dink, hoe ek hom tuis vervloek het. Vir dit wat hy mee gekom het. Na 60 jaar in my lewe, wat ek vir 60 jaar ervaar het, kom breek hy in 5 minute af. Dis te veel, dis net te veel. Maar weet jy wat, ek het empatie, want ek was daar. Ek dink daar's baie min ouens, mense, broers en susters, wat so vasgeskop is wat ek vasgeskop het. En daarom het ek empatie vir die wat sukkel vandag. En ons moet empatie hê vir daai mense. Ons doen dit nie uit gewoonte uit nie. Dis om dit vir daai persoon te kan verstaan, maar prof is besig om van Jesus Christus te praat. Nou sê ek Jafashua, en hy is Jafashua. Omgamig en hy is Jafashua. Hy ken nie die naam Jafashua nie. He doesn't know the name Jafashua. So wanneer ek sê Jesus Christus, yes I understand. Hy is in 'n corner. Mina koloma. Verstaan wat ek nou sê? Skielik verstaan hy wat ek gesê. En dis wat ons moet doen.
Ons moenie dat ons so verhewe raak, dat ons nie vir die mense op die aarde enigiets goeds mee is nie, behalwe om fout te vind nie. Wat ons doen, doen ons in die liefde en in die vrese van Jahweh. So ek wil nie weer graag oor dit praat nie, maar dit kom na my toe. Dit kom na my toe. Ons mag nie die name, Baalname gebruik nie. Wanneer ons dit gebruik, ons verheerlik glad nie Satan en sy werk nie. Satan met 'n klein s. Nie is 'n hoofletter S nie. Maar ons verheerlik Jahweh in woord en in daad, met die doel om die sondaars gered te word. Jahweh, hoekom het hulle hom 'n wynsuiper en 'n vraat genoem? Het jy dit geweet? Hulle het Jahweh 'n wynsuiper en 'n vraat genoem. En 'n vriend van die prostituie en die dronkies. Hoekom? Hoekom? Want hy het by die wynsuipers gaan sit en vir hulle die evangelie verkondig. Hy het daar by die hoer waar die vrou op die hoek van die straat gestaan het, hy het daar langs haar gaan staan en vir haar die lewe van die ewige lewe aangebied. Die bron, die stroom van lewende waters. Wie was Miriam Magdalena? Wie was sy gewees? Voorheen. Sy was 'n prostituut gewees. Wat Jahweh het gelei het na hom toe. Die disippels word ongelukkig wanneer sy 'n albasterfles vat met kosbare nardesolie en Jahweh se voete salf. En dan sê Judas Iskariot wat die beurtjie gehou het, hoekom mors julle daardie olie? Dit kon vir 'n prys verkoop geword het. Jahweh sê, wie van julle ouens het my voete kom was al? Kom aan. Dis wat Jahweh sê. Julle worry oor die olie, dis nie die olie wat die probleem hier is nie. Dis julle attitude. Sorry vir die Afrikaans hierso. Dis julle attitude. Julle kom tot die besef, ek het nog nie Jahweh se voete gewas nie. Never mind nog 'n bietjie olie opgesmeer. Nie eens 'n bak water gevat en sy voete gewas nie. Hoekom? Want dit was die werk van 'n diensknegt. Hulle wou nie, nee. Maar sy het dit gedoen. En toe wil hulle op haar spring, was hy die narde salf gebruik om sy voete mee te salf. Hoekom nie 'n bietjie wieks nie? Vryf sy voete 'n bietjie met 'n bietjie wieks nie. Narde salf, die heel duurste salf wat daar is olie. Dit was olie gewees. Dit het die vreeslikste heerlike reuk gehad. En sy gooi dit sommer so oop oor sy voete. En sy droog sy voete met haar hare af. En sy ween dat die trane op sy voete, come on. Hy was 'n vriend van die tollenaars, die dronkies, die prostituie. En dan wil ons nie eers net die naam, die Baalname gebruik om 'n siel gered te kry nie. En dis hoekom ek empatie het met 'n sondaar. Want van my jong dae as jong seun van 15, 17, al 15 tot bekering kom, 17 jaar oud, sal wat pastoor Reners, hy was nie 'n pastoor, hy was net my vriend gewees, het ons Pretoria's begin preek in Reigerpark by die kleringmense, openlik dienste gehou. Toe in Belgravia, Balwin, verderop, in Joelstraat. Die plek waar ander ouens nie gesien wil word nie, daar waar die hoere op die hoek van die straat staan, op 'n Dinsdag aand, het ons openlik dienste gehou. En van daai mense het tot bekering gekom, soveel so dat ons 'n vis en chips winkeltjie, die blou winkeltjie gehuur het en verander het in 'n bymekaar kom plek. Waar hy kon net 40, 50 mense vat. Ons het nie geworry nie. Dit het nie vir ons saak gemaak nie. Ons het partykeer meer mense buitekant die ou kerkie gehad as binnekant. Maar hulle het gekom om na die woord te kom luister. Omdat jong seuns die begeerte gehad het. En dis hoekom ek vandag empatie kan hê met 'n dronkie en 'n hoer. En met 'n sondaar. Hoekom? Want Jahweh het ons geroep.
Nou sê koning Salomo, hy steek die leier sy hand in die skottel, dan bring dit nie eers na sy mond terug nie. Hy is so lui, hy wil dit nie gebruik nie. En baie keer dan kruip Jafiste weg agter die skrif. Ons is so gewoond om die heel beste te eet, dat ons dit nie wil toelaat vir iemand anders om ook te eet nie. Kom ons wees mededeelsaam. Kom ons gee verander van die evangelie. Kom ons dink, waar was ons gewees voor ons daar gekom het? Dis die ding van die evangelie wat ons vergeet. Ons word so verhewe, ons word so opgewonde in dit wat Jaffa vir ons doen elke dag. Met dit wat hy ons voed, die kwaliteit brood wat hy breek, die vleis wat hy ons mee voed, die ewige lewe, daai fontein van ewige lewe wat opspring. Dat ons vergeet partykeer, en ek wil dit in Engels sê, the calling, die roeping waarin Jaffa ons geroep het. Waar die woord sê, daar is blydskap in die hemel, as een siel om tot Jaffa bekeer. En ek is maar daai ou, ek sê, een siel op 'n slag. Een siel op 'n slag. Die honderde, die duisende, die miljoene, hulle kom van self. Jaffa stuur hulle. Nou ja, na 'n week waar Vader ons met ramsteik manna gevoer het, verstaan jy wat ek nou sê? Met bo-natuurlike geopenbaarde woord, en met die waters van die lewe. Kom ons hou dit nie vir onsself nie. Kom ons gaan uit waar ons by ons vriende is, by ons mense, in die samelewing die naweek, en kom ons deel van daardie manna brood met ander. En kom ons wees 'n getuienis vir die koninkryk van Jaffa. Met ander woorde, kom ons wees die beste Jafiste wat ons moontlik kan wees. As Vader wil, tot maandag, en sy wil is, Maranatha, Jaffa kom weer. Halleluja.